Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. Ja, jy moet onthou dat dit vanaand ons sop en sherry aand daar in Escort is. Ons baie opgewonde daaroor. Baie mense het lekker sop gemaak. Ek self gaan nou 'n spul brode bak. So ja, as jy nog nie kaartjies het nie, maak seker dat jy dringend die naam vir ons deurgee en of kom van net vanaand. Dit gaan baie kosbaar wees. Ons gaan voort met ons oordenkings en ons is by Lukas 8 vanaf vers 19 tot 21. Jesus se moeder en broers het na hom gekom, maar as gevolg van die skare kon hulle hom nie bereik nie. Iemand sê toe vir hom: "U moeder en broers staan buite en wil u graag sien." Maar Jesus antwoord hulle: "Wie na die woord van God luister en dit gehoorsaam, hulle is my moeder en my broers." Geliefdes, hier is soveel mooi goed hierin. Die een ding wat ons weer verskriklik baie help, is natuurlik die konteks, né? Ek weet ek sê dit nou tot vervelings toe en iemand het ook ander dag vir my gesê, "Jogg, jy het dit nou genoeg gesê." Maar hoor net hoe werk dit. Die teks het ons gehele gedeeltes uiteindelik begin daar waar Jesus praat oor die gelykenis van die saad. En dan hoor ons, wanneer Jesus dit verduidelik, dat dit gaan oor dat ons met 'n opregte hart moet luister. Dan hoor ons die gelykenis van die lamp, wat ook gaan oor hoe ons moet luister, né? Dat Jesus daar, gisteroggend het ons gehoor, let daarop hoe jy luister. En nou gebruik Jesus hierdie geleentheid, waar sy ma en sy broers hom kom soek. Hy verwerp natuurlik nie sy aardse familie nie. Hy gebruik dit net as 'n leergeleentheid. Wat Jesus baie keer doen. Goed wat gebeur, en dan gebruik hy dit as 'n geleentheid om mense te leer. En dan is dit weer 'n klem op die luister. Kyk hoe pas dit in, né? By die saad, die gelykenis van die saad, die verduideliking daarvan, let op hoe jy luister. En nou weer 'n keer, sê Jesus, wie na die woord van God luister en dit gehoorsaam, hulle is my moeder en my broers. So Jesus skep 'n nuwe geestelike familie. En dis wonderlik, so ons wat by die kerk by mekaar kom, is nie maar net mense wat saamkom of aan 'n kerk behoort nie. Ons is letterlik familie van mekaar, ons is 'n nuwe geestelike familie. Nou, moet ek vir julle sê dat baie van julle wat my goed ken, weet dat ek maar verskriklik gesukkel het met die Grieks, en dis voel nog steeds vir my baie moeilik. Maar die mense wat Latyn gehad het, verstaan dit ook bietjie beter, want hulle weet ook al hierdie verskillende tydvorme. So, hier is 'n klem wat gebruik word oor die vorm waarin hierdie werkwoorde in die Grieks staan, die woord wat ons nou vertaal met luister en doen. En op 'n manier word die twee mekaar gebind, wat eintlik ongelooflik mooi is. So, dit loop saam, jy kan nie luister en nie doen nie, maar die vorm waarin dit is eintlik 'n tydvorm wat beteken, dis 'n aanhoudende ding. Dis nie net 'n eenmalige, okay, ek hoor die woord en ek luister en ek doen dit nie. Dis iets waardeur my lewe gekenmerk word. Dit is 'n voortgaande luister en doen van die woord. En daarmee bly ek in hierdie familie. En dan baie belangrik net, dat ons net mekaar sê, dis nie iets wat ek doen om die genade te verdien of enigiets nie. Nee, dis omdat ek die genade ontvang het. Omdat Jesus my vergewe het, is hierdie nou die gevolg in my lewe. Dat my lewe word nou gekenmerk deur 'n luister en 'n doen van die woord. Mag ek en jy dit vandag uitleef. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons hierdie teks mag hê. En ja, Here, dankie dat ons dit mag hoor en mag leer.
O en Here, gee dat ons ore sal hê en 'n hart sal wil hê wat wil luister. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy baie 'n mooi geseënde dag hê en sommer 'n mooi naweek hê. Totsiens.